My eyes see grace poured out from heaven's throne, and mercy, oh, I can't let it be. Keep my heart wide open as you come. So julle, ons is weer in 'n Psalm vanoggend, Psalm 24 hierdie keer. En 'n Psalm wat in alle waarskynlikheid geskryf is teen die gebeure van 2 Samuel hoofstuk 6. Psalm 24 is geskryf in alle waarskynlikheid teen die agtergrond van 2 Samuel hoofstuk 6. En iemand vra dalk nou, maar wat het gebeur in 2 Samuel 6, en ek wil eintlik vir jou dit net vinnig skets, die agtergrond daarvan. Waar ons lees van 'n gebeurtenis toe Dawid as koning die ark van die verbond wou skuif vanaf die huis van Abinadab na die stad Jerusalem. En soos julle weet, het die verbondsark nie net as 'n sigbare herinnering gedien vir die volk van God nie, maar dit was ook die teken van God se teenwoordigheid onder die volk. En so deur die ark na Jerusalem toe te neem, sou Dawid kon verseker dat Jerusalem as die godsdienstige middelpunt of die sentrum van aanbidding in Israel beskou sou word, waar mense in die teenwoordigheid van God sou wees en God teenwoordig onder sy mense. En so was dit. Maar, hier is die ding. Om die ark te kon uitkry in Jerusalem was 'n groot storie. Het was 'n moeilike situasie eintlik, want die Bybel in 2 Samuel 6 sê vir ons dat die godsdienstige leiers besluit het om die ark te vervoer op 'n nuwe wa van die huis van Abinadab, waar dit vir 20 jaar lank gestaan het, na Jerusalem, terwyl Dawid in die hele huis van Israel met verskillende musiekinstrumente voor die aangesig van die Here gedans en sing het. Die probleem was net dat die ark nie op 'n wa gelaai moes word nie. Dit was die verantwoordelikheid van die priesters om daai swaar ark te moes dra. Maar op 'n nuwe wa het hulle dit nog steeds gelaai, en die woord sê vir ons, toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het die osse wat die wa getrek het, gestruikel, en 'n jong man met die naam van Usa, die seun van Abinadab, het sy hand uitgesteek om dit te probeer keer, en die oomblik toe hy in die ark vat, toe word hy getref deur die Here, sê die woord vir ons. En die toorn van die Here het teen Usa ontvlam, sodat hy daar by die ark dood neergeval het. So dis hoekom ek sê, dis eintlik verskriklik om hierdie dinge te lees. Maar die woord sê vir ons dat selfs Dawid diep ontsteld was en dat hy daai dag bang geword het vir die Here. Soveel so dat hy vra, hoe kan die ark van die Here na my toe kom? Dawid was so ontnigter dat hy die ark laat wegdraai het na Obed-Edom, waar dit vir 3 maande lank gestaan het, totdat hy weer tot sy sinne gekom het en weer besluit het om die ark tot in Jerusalem te bring. Maar in Jerusalem aangekom het hy die ark op sy bestemde plek gaan neersit in die tent wat Dawid daarvoor opgerig het, en hy het brandoffers en maaltydoffers vir die Here geoffer. En toe hy klaar geoffer het, het hy die volk geseën in die naam van die Here, die Almagtige. Jy sal kon onthou, dis ook die gedeelte waar Dawid se vrou, die dogter van Saul, so half skaam kry vir haar man wat in aanbidding van die Here staan. Maar Psalm 24, waaruit ons vanoggend gaan lees, is in alle waarskynlikheid geskryf vir hierdie intog van die verbondsark in Jerusalem in. En dit is tradisioneel jaar na jaar weer in die tempel ook voorgelees en gesing. Veral omdat dit klem lê op die heilige teenwoordigheid van die lewende God wie ons aanbid. Maar dis nie al nie. Want die Psalm herinner ons ook aan die verstommende gedagte, julle, dat hierdie God en heilige, almagtige, lewende God, wat alles geskaap het en alles besit en oor alles heers, ook die God is wat toelaat dat mense, soos ek en jy, in sy teenwoordigheid mag inkom. Daarna gaan ons so 'n bietjie kyk vanoggend, so voor ek te veel praat, kom ons lees die Psalm saam. Die aarde behoort aan die Here,
en die volheid daarvan. Die wêreld en die wat daarin woon, want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat die aangesig soek. Dit is Jakob. Sela. Hef op julle hoofde, o poorte. Ja, verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is tog die erekoning? Die Here, sterk en geweldig. Die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte. Ja, hef op ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is dan tog die erekoning? Die Here van die leerskare. Hy is die erekoning. Sela. Dis die woord uit Psalm 24 vir ons vanoggend, julle, maar soos julle weet, het gelowiges vanuit die Ou Testamentiese bedeling en veral nadat hulle die wet ontvang het, gewoonlik opgetrek na die tabernakel toe en later na die tempel toe om daar vir God te gaan aanbid. Maar vanweer die onveranderlike heilige karakter van God, die God wat dieselfde bly gister, vandag en môre, voordat hulle hom aanbid het, moes daar eers sekere regulasies en vereistes nagekom word om te verhoed dat hulle aanbidding nie verwerp word deur God nie. Want God het dit soms gedoen. Daar het selfs mense gesterf in hulle aanbidding van God. Vandag weet ons dat die hele struktuur van Oud-testamentiese aanbidding natuurlik verander het, want die ou verbond is vervang met die nuwe verbond en dat gelowiges vir God aanbid in gees en in waarheid, soos Johannes 4:24 ons herinner. En omdat ons liggame nou beskou word as tempels van die Heilige Gees, soos 2 Korintiërs 5:4 ons ook help om te onthou, ons sê nie vanoggend hierdie gebou is die huis van die Here nie. Dis 'n gebou waar ons by mekaar kom, waar die Here teenwoordig is deur sy Gees onder ons, maar dis nie waar God bly nie. Hy trek nie hier in op 'n Sondag en dan Sondag aand dan trek hy weer uit nie. Hy bly deur sy Gees in sy mense. So die struktuur van aanbidding het verander, maar God het verseker nie verander nie. Sy karakter het nie verander nie. En daarom wil ek net 2 vrae vanoggend uitlig, wat hierdie Psalm dan ook aan elkeen van ons wil vra, en waarvan die eerste is, wie is hierdie heilige God wat toelaat dat 'n mens in sy heiligdom kan ingaan? Dis die eerste vraag. Die tweede vraag is, wie is die mens wat in die teenwoordigheid van die heilige God mag ingaan? Nou om te sien hoe die Psalm hierdie 2 vrae beantwoord, is dit nodig dat ons dit sal opbreek in 'n paar hoofgedeeltes, waarvan die eerste, soos wat dit aangedui is op jou kerkblaadjie, is die onbeperkte eiendomsreg van God die Skepper. Die onbeperkte eiendomsreg van God die Skepper. Dink gou daaraan vir 'n oomblik, julle. Alles behoort aan God. Alles wat ek en jy besit, behoort ook aan God. Alles. Dawid skryf daar in verse 1 en 2, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Die wêreld en die wat daarin woon, want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Ek weet nie hoeveel van julle kom gereeld in aanraking met ongelowiges of met ateïste nie. Miskien is daar ateïste in julle vriendekringe of in julle familie. Maar ek wonder altyd of 'n goeie vraag wat ons aan hulle nie moet vra nie sal wees, glo julle werklik in die wetenskaplike onmoontlikheid daarvan, dat niks alles geskape het? Klink belaglik om dit so te sê, nee, maar dit is presies hoe daai wêreldsbeskouing dink aan die ontstaan van alles. Die ateïs glo in die wetenskaplike onmoontlikheid wat sê dat niks alles geskape het. Terwyl vanweer die hardheid van hulle harte en die liefde vir hulle sonde, hulle nie eers verby die eerste vers in die Bybel kan kom nie. Die eerste vers in die Bybel, julle,
waarop God ons aandag dadelik wil vestig as ons dit lees is, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Dit is 'n vers waaroor mense struikel. Ongelowiges struikel daaroor. En net daai eerste vers is vir hulle so struikelblok dat hulle nie eers die magdom van rykdom in die res van die Bybel wil lees nie. Maar daar is ook 'n vers daai wat 'n tema is van die hele skepingsverhaal. En dis hierdie belangrike uitspraak van God wat sê dat hy nie net die aarde geskape het nie, maar ook die heelal, wat al die sigbare en onsigbare dinge insluit. As ding wat ons nie eers kan sien nie, wat God geskape het. So die skepping het nie ontstaan by niks, wat sommer net alles geskape het nie, maar dit het ontstaan by God wat uit niks uit alles geskape het. Terwyl die ateïs sy geloof in 'n wetenskaplike onmoontlikheid wil promoveer, maak die lewende God dit duidelik dat hy die oorsprong is van die heelal, soos wat hy dit geskape het uit niks uit. Daar's 'n term wat ons waarskynlik bekend is mee hierso, ons het al daaroor gepraat, creation ex nihilo, ek hoop ek spreek dit reg uit. Dis die Latynse frase wat daai gedagte vasvang, dat God die heelal uit niks uit geskape het. Met ander woorde, daar was nie bestaande materiaal waarmee hy gewerk het en wat hy herskep het om die aarde en die heelal te vorm nie. Kunstige mense doen dit. Hulle vat iets wat reeds geskape is, hulle herskep eintlik iets wat God reeds gemaak het, nê? En dan vorm hulle dit in 'n kunswerk en dit is mooi en ons hou daarvan. Maar God is die enigste kunstenaar wat kan skep uit niks uit. Hy spreek net, laat daar lig wees. En daar's lig. Hy spreek net, laat daar 'n uitspansel wees tussen die water. En dit was so. En soos vers 9 van Genesis 1 ook vir ons sê, hy spreek net, laat die waters onder die hemel op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word, en dit was so. Vers 2 van ons Psalm bevestig dit op 'n poëtiese wyse. Dawid sê, hy, dis God, het dit, dis die aarde, gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Hy wil ons fokus plaas op die aarde as die droë grond waar mense leef, soos wat dit onderskei word van die water, maar waarvan God ook die skepper is. En julle, as God die skepper is daarvan, wil vers 1 ons ook om herinner, is God ook die besitter daarvan. Die psalmskrywer Dawid sê in vers 1, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, wat ook insluit almal wat daarop woon, soos vers 2 bevestig. Daar's 'n manier hoe ons baie maal praat in die kerk, ons sê, ons onderskei gelowiges van nie gelowiges en ons sê, daar's kinders van die Here en daar's mense wat onder die mag is van die vyand, né? Maar streng gesproke is almal onder die mag van God op die laaste dag. Almal. Ons het verlede week gesien vanuit Psalm 2 dat nie almal buig onder die gesag van God nie. Die nasies woel en die volke bedink nietige dinge, die vorste hou saam raad teen die Here en sy gesalfde koning Jesus. Maar as die skepper en die besitter van die heelal, het God steeds die laaste sê oor elke menslike lewe. En dis juis julle wat my en jou vanoggend moet laat regop sit. Want dit is 'n onpylbare, amper onverstaanbare gedagte om te moet dink dat die baas en die eienaar van die heelal dit enigsins toelaat dat stofmense soos ek en jy in sy teenwoordigheid kan kom. Is dit nie? Dat, soos hierdie Psalm sê, God, wat die Here is, wat die skepper is, die een wie die aarde en alles wat daarop lewe geskape het, enigsins toelaat dat 'n mens in sy teenwoordigheid kan kom, is 'n verstommende gedagte. Veral as 'n mens dink dat 'n mens kan dood neerslaan in God se teenwoordigheid as hulle aanbidding van hom nie suiwer is nie. Maar dit is wie hierdie heilige God is. En nou is die vraag, maar wie is die mens wat in die teenwoordigheid van die heilige God mag ingaan? Want het word duidelik
En julle sal dit kan bevestig, soos wat ons deur die Bybel lees, en veral die Ou Testament, dat daar streng vereistes was om in God se teenwoordigheid te kon ingaan. Daar was vereistes vir hoe hy aanbid moes word. Wat nie net moes die volk die wet onderhou nie, maar ons weet van die gereeldelike offers wat hulle moes bring, nie? Die rituele, die feesdae wat hulle moes nakom. Die feit dat hulle net tot God kon nader deur die aangestelde hoëpriester. Terwyl daar nog prosedures vir reiniging was wat daarmee saamgegaan het. En dan was daar nog steeds die moontlikheid dat God daardie persoon se aanbidding van hom nie sou aanvaar nie. Ek bedoel, dit klink verskriklik om te dink dat God iemand se aanbidding van hom kan verwerp. Al het daardie persoon elke godsdienstige aksie en ritueel tot op die letter nagevolg. Wat kon dit tog veroorsaak het? Let asseblief saam met my op, julle, na ons tweede belangrike gedagte vanuit die gedeelte vanoggend, wat ons sal help om daai vraag te beantwoord. En dit is die vereistes vir aanbidding van God die Skepper. Die psalmskrywer vra twee belangrike vrae vanaf vers 3 af. Hy vra, wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan op sy heilige plek? Weereens wil ek julle herinner aan 'n tema wat homself bly herhaal in die Ou Testament, en dit is dat alhoewel elke liewe Israeliet wat deel was van die verbond kon deelneem in die aanbidding van God, nie almal op gelyke wyse die seën van God ontvang het nie. En dat nie almal wat deelgeneem het noodwendig as regverdig beskou is nie. Die rede daarvoor was nie dat God onregverdig is nie, maar dat nie almal wat die aanbidding van God beoefen het, sy harte ten volle by God was nie. God sien die hart van die mens aan. Dawid wil deur hierdie twee vrae te vra, eintlik 'n onderskeid tref tussen mense wat heel hartig vir God gedien en aanbid het, en mense wat soort van halfhartig vir God gedien en aanbid het. Want hy vra die vraag, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Of as ek weer kan parafraseer, wie is die gelowige wat vir God in sy heiligdom kan ontmoet? En die woord gee vir ons die antwoord, daarvan vers 4 af. Hy, wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. En dis hier waar ons ore moet spits, julle. Want of ons nou dink in terme van Ou Testamentiese gelowiges of in terme van Nuwe Testamentiese gelowiges en hoe die verskillende strukture van aanbidding oor tyd verander het, bly een ding nog presies dieselfde. Die almagtige, heilige God wie ons aanbid, wie dieselfde is gister, vandag en môre, verwag van sy mense om hom te aanbid vanuit rein harte. Soveel so dat dit opmerklik sal word in hulle optrede. Psalm 24 spreek nie vanoggend van 'n spesifieke vorm van aanbidding in 'n sekere tyd van Bybelse geskiedenis nie, maar eerder van die toestand van die hart van die persoon wie hom aanbid, ongeag die tyd waarin hulle leef. En daarom is dit nog steeds van toepassing op ons ook. Vers 4 sê, die persoon wat mag kom in die teenwoordigheid van God, is rein van hande. Rein van hande, wat letterlik beteken, hulle is onskuldig van hande, en wat verder beteken, dat hulle regverdig is in hulle aksies. Daar's nie korrupsie by hulle nie, daar's eerlikheid. Wat ons net moet verstaan is dat regverdige aksies, soos hierdie Psalm daarvan praat, gebore word vanuit 'n suiwer hart. En as ons praat van 'n mens met 'n suiwer hart, dan bedoel ek nie so 'n mens is sondeloos of perfek nie. As ons dit nou van toepassing maak op ons vanoggend. So 'n mens is nie sondeloos en perfek nie. Die woord sê vir ons in 1 Johannes 1, dat as ons sê ons het geen sonde nie, dan mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. So sondelose perfeksie is nie wat hier ter sprake is, as ons hierdie Psalm van toepassing maak op mense nie. Wat wel hier ter sprake is eerder 'n opregte liefde vir God. 'n Liefde vir God wat kom vanuit die hart, wat gereinig is deur die geloof in God.
Wat hier ter sprake is 'n gelowige hart. Dit is my interessant as Petrus met sy hoofsaaklik Joodse broers in Handelinge 15 praat, in Handelinge 15 vers 7 tot 9, en hy getuig van sy bediening onder die heidene. Dan sê hy vir hulle, hy sê vir sy broers, God, wat die harte ken, het vir hulle, dis die heidene, getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. En dan sê hy, hierdie verstommende woorde, hy sê, en hy, dis nou God, het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. So die aanbidders van God is mense wie se harte gereinig word deur die geloof en wat sigbaar word in opregte liefde vir God. Ek dink by myself toe ek hierdie boodskap maak en ek dink ook aan my eie lewe julle. So 'n aanbidder is nie mense wat net geleer het om in die regte kringe te beweeg en op die regte tyd presies die regte dinge te sê sodat almal kan sê, daai ou se geloof is reg nie. Want dit is 'n uiterlike vertoon in die vlees. Kan so maklik gebeur dat dit 'n persoon se motivering is. Ek sê die regte dinge op die regte tyd, dit klink so reg, ek handhaaf myself so in die omgewing en die samelewing, dat my lewe lyk net goed en gaaf. Maar my hart is nie by Jesus nie. Dit is so moontlik, dit is so 'n werklikheid, dat so iets kan gebeur. Daarom moet ons waak, julle. Hierdie, waarvan Psalm 24 praat van aanbidders, wat in gehoorsaamheid aan die waarheid wil leef. Weereens, hulle is nie perfek nie, maar hulle wil vir God eer. Hulle het werklik die Here lief, wat hulle eerste lief gehad het. Hulle aanbidding van God is 'n respons op wat hy eerste vir hulle gedoen het. En dis ook wat ons eintlik so doen as ons so saamkom, julle, maar ook in jou binnekamer. Jy en ek weet baie goed wat God vir ons gedoen het. Dink gou waar ons was. Ons was dood in die sonde. Ons was vasgevang onder die mag van die koninkryk van die duisternis, soos Kolossense sê. God het ons gered, hy het ons daar kom uithaal en ons kom plaas in die koninkryk van sy seun. En wat is ons reaksie daarop? Baie mense se reaksie daarop is geen reaksie nie. Maar wat behoort ons reaksie te wees? Lof en dank. Eer aan God, aanbidding aan God. Dit is wat aanbidding is. Dis 'n respons op wat God eerste vir ons gedoen het. En weet julle, dit word veral sigbaar in ons alledaagse handelinge met ander mense. Hierdie tipe aanbidder is nie 'n mens wat met verborgde agendas rondloop nie, maar hulle het ander lief. Petrus, as hy in die Nuwe Testament in 1 Petrus 1:22 skryf aan die gelowiges daar in Klein-Asië, sê die volgende, hy sê, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar lief hê. Maar hy sê, moet julle mekaar vurig lief hê, uit 'n rein hart. 'n Hart wat deur geloof gereinig word, is 'n hart wat lief het. Maar sien ook raak julle dat die wat die berg van die Here mag opgaan en in sy heiligdom kan ingaan, is ook mense wat hulle siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. En wat kortliks beteken dat hulle lojaliteit altyd eerste teenoor God is. Ek glo nie hierdie is mense wat hou van grys areas nie, as ons na hierdie profiel van hierdie aanbidder kyk. Dis nie mense wat hou van grys areas nie. Hulle is dalk genadig teenoor ander mense wat gereeld op daai terrein wil loop, maar self wil hulle nie. Hulle vind eerder uit wat sê God oor 'n saak en daarby wil hulle bly. Vers 6 sê, hulle vra na die wil van God. En hulle is mense wat sy aangesig soek. Wys vir my mense wat dag in en dag uit hulle lewens prioritiseer, nie rondom hulle belangrike dagtake of alles wat hulle moet afhandel nie, maar wys vir my mense wat hulle lewens rangskik rondom hulle tyd in die binnekamer saam met God. En ek dink hierdie tekens van 'n ware aanbidder daar weet. Maak nie saak hoe besig sy dag is nie. Maak nie saak wat voor hom of haar lê nie. Selfs al is hulle op vakansie.
Hierdie mense soek die aangesig van God. Want dit is hulle vreugdevolle prioriteit. Laat my dink aan iemand wat ek en jy goed ken in die Bybel, né? Laat my dink aan die Here Jesus. Die woord sê vir ons dat dit Jesus se gewoonte was om vroeg op te staan om te gaan bid terwyl dit nog donker was. Die teenwoordigheid van die Vader was Jesus se vreugdevolle prioriteit. En ek gaan nou hopelik meer sê oor Christus wat met rein hande en 'n suiwer hart vir God aanbid het. Maar net om alles wat ek nou net gesê het ook op te som, julle, kan ek miskien net die volgende vraag vra aan myself en ook aan jou. Wil ek en jy onderskei tussen wat ware aanbidding en blote lippediens is in ons eie lewens of in die lewens van ander? Wil ons onderskei wat die verskil is tussen ware godsdiens en miskien valse godsdiens? Dink so daaraan. Ware godsdiens word sigbaar by die mens wat beide 'n honger en 'n dors het na die teenwoordigheid van God. Ons het dit nou gesing, dit was Dawid se begeerte in Psalm 63. En dan miskien sien jy dit ook raak in hulle regverdige handelinge met ander mense met wie hulle in aanraking kom. Dis die mense wie in gemeenskap met God leef. Vers 5 sê, hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, sê vers 6, wat die aangesig soek. In ander woorde, as jy wil onderskei tussen godsdiens wat nagemaak word en godsdiens wat beskou kan word as die ware Jakob. Jy al gedink aan daai idioom. Soek net na hulle wat na God vra en sy aangesig soek en jy die ware Jakob weet. Die ware Jakob weet. Die ware Jakob is die wat honger en dors na God en hom dien deur die Gees. Charles Spurgeon, ons is lief vir hom in baptiste kring, ons praat baie van dit wat hy geskryf het en ons haal hom baie maal aan, maar hoor wat sê hy oor hierdie einste vers in sy Treasury of David. Hy sê, the preceding verses correct the inordinate boasting of those Jews who vaunted themselves as the favorites of heaven. Dink gou aan die fariseërs en die skrifgeleerdes. They who vaunted themselves as the favorites of heaven. Nee? They are told that their God is the God of all the earth. Dit het ons gesien in verse 1 en 2. Their God is the God of all the earth. And that he is holy and will admit none but holy ones into his presence. Dan sê hy, let a mere professor, as he reads these verses, listen to the voice which says, without holiness, no man shall see the Lord. Die Hebreërskrywer haal dit ook aan. Jy sien, as dit kom by die vraag, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan op sy heilige plek? Dan gaan dit regtig nie oor 'n persoon se godsdienstige afkoms of herkoms nie, maar of sy hart gereinig is deur ware geloof in God. Die Hebreërskrywer herinner in Hebreërs 12 vers 14, sonder die heiligmaking sal niemand die Here sien nie. En nou is die groot $1 miljoen evangeliese vraag aan elkeen van ons vanoggend. OK, goed Reino. Maar hoe word iemand se hart dan gereinig om in gemeenskap met God te kan leef? En hoe kan enige iemand, soos in enige iemand, dan enigsins in God se teenwoordigheid ingaan? En die antwoord is julle dat, as ons nou moet eerlik wees met mekaar en met onsself, kan niemand in God se teenwoordigheid wees sonder Jesus Christus nie. Hoe ek en jy die seun van God beskou, sal bepaal of ons in die teenwoordigheid van God se heiligdom mag wees. Die hart van hierdie saak lê nie in hoe ons in die vlees probeer rein hande en suiwer harte produseer vanuit ons eie vleeslike krag nie. Laat my dink aan daai vers in Jesaja wat sê, want al julle werke is soos gevlekte lappe, as ek dit nou nie verkeerd aanhaal nie. As dirty rags. Ons kan onsself nie aanvaarbaar probeer maak om in die teenwoordigheid van God in te gaan nie. Ons kan nie.
Die skrif maak dit duidelik dat die mens nie geregverdig word uit die werke nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Die hart van die saak lê in die feit dat God mense vryspreek en verwelkom in sy teenwoordigheid op grond van opregte geloof in die Seun, in Jesus. En Jesus, deur wie ons alleen toegang het tot God. Soveel so dat ons nou met vrymoedigheid deur die bloed van Jesus die heiligdom van God kan ingaan met 'n waaragtige hart. Want dis wat God raak sien, hy sien die hart. Ons mag in die teenwoordigheid van God ingaan alleenlik op grond van die geregtigheid van Christus waarmee hy ons beklee as ons geloof in hom plaas. Jy sien, daar is net een en net een wat perfek en sondeloos is. Daar's net een wat na regte kon klim op die berg van die Here. Daar's net een wat kon staan in sy heilige plek. Daar's net een wat in die teenwoordigheid van God kon ingaan. En dis net deur hom wat ons ooit sou kon hoop om in die teenwoordigheid van God te wees. En dis Christus Jesus. Die Here Jesus. En dit bring ons by ons laaste korter gedagte van hierdie gedeelte julle. Die toegang tot die heiligdom van God die Skepper, verse 7 tot 10. Ek het aan die begin van hierdie boodskap gesê dat hierdie psalm geskryf is teen die agtergrond van 2 Samuel 6, verse 12 tot 15, toe Dawid die ark van die Here na Jerusalem gebring het. Daar voor die hekke van Jerusalem, soos wat die byeenkoms van mense met die ark die stad binnegekom het hulle aangekondig dat hulle nou in die teenwoordigheid van God was, wat nou die heiligdom sou ingaan. En dan het hulle met een stem geroep, dink nou aan Dawid en almal wat saam met hom daar gestaan het, hef op julle hoofde, o poorte, ja verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. En dan in respons op dit het die Levitiese priesters van binne af teruggeantwoord, wie is tog die erekoning? En dan die gevolg van die aanbidders weer buitekant geantwoord, die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in elke stryd. En so het hulle die krag en die sterkte van God oor en oor en oor herhaal, as 'n teken van hulle begeerte om in die teenwoordigheid van God te wees. Totdat die hekke van die tabernakel wyd oopgegooi is en die ark op sy bestemde plek neergesit is. Nou wonder iemand dalk as ek dit vir julle vertel, wat op dese aarde het dit te doen met Christus en ons toegang tot die teenwoordigheid van God. Al hierdie psalm het juis vorentoe gewys na die sondelose seun van God. Die verteenwoordiger van die mens wie met rein hande en 'n suiwer hart ook opgegaan het teen die berg van die Here, nadat hy die finale oorwinning oor die sonde en die dood behaal het. En toe opgevaar het, totdat hy by die poorte van die hemel ontvang is, as die koning, die groot erekoning, wie ons aanbid vanoggend. Jy sien, die Lewiete wat by die poorte van die stad, as ook by die tabernakel en later by die tempel gestaan en waak het, was dan ook 'n tipe, of noem dit maar 'n skaduwee van die engele, wat by die poorte van die hemel gestaan en waak het, totdat Christus, na sy oorwinning opgevaar het, en aangekom het by sy ereplek, langs die Vader. Waar hy nou wat doen? Waar hy nou intree, vir gelowiges, om wat te kan doen? Hy tree in vir die kerk, nee? Die kerk bid deur Christus. Ons praat met die Vader, ons kan net in die teenwoordigheid van die Vader kom deur Jesus. Ons groot hoëpriester. So hiermee wil ek ook dan begin afsluit julle. Psalm 24 word op verskeie vlakke vervul. Dis nie net vervul toe die ark van die verbond in die stad Jerusalem aangekom het nie. Ja, daar was die eerste keer wat dit neergepen is, maar dit is ook vervul toe die verheerse Jesus, soos ek nou gesê het, opgevaar het hemel toe, en met hemelse lofsange ontvang is in die teenwoordigheid van God. En dit op sigself is 'n wonderlike gedagte. Maar weet julle waar word dit nog vervul? En hierdie is belangrik. Weet jy wanneer kom hierdie woorde nog in vervulling? Elke keer wanneer 'n sondaar sy hart oopmaak
en vir Jesus in geloof as die erekoning ontvang. Die idee agter hierdie Psalm is eintlik heel eenvoudig, maar is verskriklik belangrik vir ons. Johannes in Openbaring maak melding van Jesus wat by die deur staan en klop. Wanneer God in geloof julle met geopende poorte en deure verwelkom word, dan is dit sy plesier om in te kom. Die erekoning sal sy mense ontmoet wanneer hy met die regte gesindheid benader word en die deure vir hom wyd oopgemaak word. Maar dit sluit ook die deure van 'n persoon se hart in. En dit geld vir mense wat nog nie vir Jesus ken nie. Maar weet julle wat, dit is ook nog steeds van toepassing op ons. Elke keer as ons hier by mekaar kom en ons aanbid die Here, wil ons tog hê, die erekoning moet welkom wees in ons midde. Ons wil hom verwelkom onder ons. Ons wil seker maak, ons lewens is nie eintlik net 'n fasade of 'n front nie. Maar ons wil hom aanbid met rein harte. En dis eintlik die punt van Psalm 24. Every sea's hand, and you have brought me back home, and you surround me, forgiving